Wat ek vra is, die regering moet nie 'n beter werk doen nie. Hulle moet uit die storie uit. Hulle moet nie meer deel hiervan wees nie. John Steenhuisen kan sy werk gaan doen daar in die parlement. Hy moet wat ons doen op ons plase, wat ons wil doen. Ons staar 'n ongelooflike groot ramp in die gesig. En ek dink die gemiddelde man op straat besef hoe diep in die moeilikheid ons is nie. Op hierdie oomblik is back and closure besig om hande uit te ruk in Suid-Afrika. Die melkprys gaan absoluut die dak skiet, want wat dit met suiwelbeeste doen is skrikwekkend. Omtrent alle koeie kry mastitis. Die koei sal omtrent nooit weer gemelk kan word as ek so kyk na die foto's en dit wat ek hoor die mense en die boere sê gebeur met die koeie nie. Dan nog die ergste van alles is in plaas van dat die regering op die oomblik help, is hulle besig om die situasie net 10.000 keer erger te maak. Deur absoluut belaglike regulasies daar te stel. Glad nie dit wat hulle moet doen na te kom nie en net absoluut teen ons te werk. Dit wys nou maar net weer dat John Steenhuisen, of hy nou by die DA is, en of hy nou wit is, en of hy nou wie ook al is, op die einde van die dag is hulle almal maar net politici. En hulle is maar net almal politieke aanstelling. Hulle is almal maar ewe sleg en onbeholpe op die einde van die dag. Iemand wat absoluut niks van boerdery al weet nie, word skielik in 'n posisie gesit en hy verstaan glad nie wat daar aan die gang is nie. En daar word van hom verwag, hy moet nou die kastaings uit die vuur uitkrap in een van die moeilikste tye wat ons boere in die gesig staan. Dit kan net nie werk nie. Hy maak al die mooi beloftes al van die laaste 6 maande en absoluut nog niks het gebeur nie. Ouens wat se plase nou toegemaak is waar hulle nie 'n bees mag verkoop nie. Vir 'n jaar lank nie. Jou selfoonrekeninge, jou medies, jou werkers se lone, jou versekerings, jou lopende koste om kos te koop, gaan nie net ophou en die bank gaan vir jou sê of die koöperasie gaan vir jou sê, hoor, so dit is reg, nie bekommer nie. Ek kan ons volgende jaar betaal nie. Jy mag niks verkoop, jy is heeltemal vas. Dis so erg dat jy nie eers as jy 'n plaas 2 kilos verder weg het, daai beeste van daai plaas en daai plaas mag wettiglik verskuif nie. Hulle maak van ons boere kriminele. En op die einde van die dag is iemand besig om geld te maak, maar dis nie die boer nie. Die enstof soos op sy huidige vorm, die wat vanuit Botswana inkom, werk nie dood en vinnig nie. En die regering weier volstrek dat 'n nuwe enstof deur privaat instansies ontwikkel kan word. Hulle sê dat binne 6 weke kan private instansies 'n enstof ontwikkel met die huidige stam wat werk en die boere kan dit koop en hulle kan dit versprei. Maar die regering weier om dit laat doen. Die regering wil 'n vinger in die paai hê en hulle wil deel daarvan wees en op daai manier geld skep en geld uitmaak. Daar's honderde miljoene rande deur die Suid-Afrikaanse regering gemaak deur enstowwe aan te koop uit Botswana uit. Al wie op die oomblik geld maak is die voerkrale en die regering uit back and close, terwyl ons as boere heeltemal besig is om onder te gaan. En die hartseerste van alles, en ek gaan nou prontheid sê, is dat ons as boere mekaar begin te omrede jy's bang, jou buurman bring vir jou back and close en maak jou skade. En jy moet verstaan, jy het 'n vrees in jou hart, want jy dink by jouself, dit gaan my ruïneer. Die sal my uit besigheid neem, dat ek my plaas verkoop. Ek gaan nie my paaiemente kan betaal nie, ek gaan nie my voertuie betaal nie, ek gaan nie my werkers betaal nie, ek gaan nie my medies betaal nie, ek gaan niks van daai goed kan betaal nie. Ek gaan nie die wereld kan koop nie. Ek sê my kind. Terwyl jy vrees het, en dis letterlik vrees, is jy en jou buurman besig om mekaar te beklei, want jy dink die blik is besig om kallertjies te koop om hulle melk te gee, of die ou is besig om sy beeste te bring van 'n ander plaas af, nou bring hy vir my back and close hier. So ons is besig om mekaar te blik. Terwyl die regte blik daar buitekant is, die wat geld maak op hierdie huidige stadium. Daar's net een oplossing. Die regering moet hulle neus uit die saak hou. Alle regulasies moet teruggetrek. Onmiddellik. Daar's geen regulasies van die regering. Hulle moenie meer deel van die hele storie wees nie. As jy jou beeste wil ent, privaat instansies kan die enstof ontwikkel. As jy jou beeste wil ent en op so 'n manier immuniteit ontwikkel, goed vir jou. Jy kan 'n premie ontkry van die voerkrale as jy jou beeste wil koop, goed vir jou. Die ander ou wat nie sy beeste wil ent nie, om watter rede wat ook al, dis ook goed. Hy gaan natuurlik immuniteit kry. As daar 'n paar vragtes is of dit kos hom baie ekstra geld, baie ekstra moeite, of hy gaan ekstra minerale en spoorelemente gee wat ook baie goed help en baie goed werk, goed vir hom, laat hy dit doen. Ons moet aanvaar Suid-Afrika as 'n piesangrepubliek. Ons kan nie eers vir ons eie mense in die hospitale versorg nie. Wat verwag julle dat die regering iets soos back and close hier daar buitekant onder beheer kan kry? Wat dink jy gaan na jou bees kom kyk? Wat dink jy gaan 'n back and close hier onder beheer kry? Hulle gaan nie, hulle maak op die oomblik nog net geld daar uit. Hulle voel niks vir jou bees of vir my of vir jou nie. En is tyd dat ons dit besef. Wat ek vra is, die regering moet nie 'n beter werk doen nie. Hulle moet fok of uit die storie uit. Hulle moet nie meer deel hiervan wees nie.
John Steenhuisen kan sy werk gaan doen daar in die parlement. Hy moet wat ons doen op ons plase, wat ons wil doen. Geen regulasies nie, niks nie. Ons sort hierdie siekte uit, net soos ons nog al die jare brucellose, trichomonas, fibrose en elke ander siekte nog self moes uitsort. Dit help nie ons kyk na die regering, beklei met mekaar nie. Op die einde van die dag moet hulle uit die pad uitbly en dis al hoe ons die saak gaan wen. Hulle moet ophou en as die ouens wil ent, moet hulle die mense toelaat om 'n entstof te ontwikkel. So staan John Steenhuisen op hierdie oomblik in die pad, direk in die pad. Hy verhoed mense om monsters uit te stuur op ander laboratoriums dat ontleed sodat daar entstof ontwikkel kan word. Ek het met 'n private instansie gepraat wat sê dat binne 2 maande entstof kan ontwikkel. Miljoene dosisse. Maar die regering weier volstrek. Ja, dis maar my gedagtes wat ek graag wil deel. Maar ons stuur af op 'n absolute ramp en ons as boere, verbruikers, die mense in die stede en mense wat op die oomblik die produkte koop, dis weer die ouens wat die meeste gaan verloor en dis baie jammer.